Goeiemôre almal, hoe gaan dit vanmôre? Geseën nie, geseën. Soos jy kan hoor, my stem is nie heeltemal daar nie. Seker vir 2 weke al nie lekker nie, maar dan is die Here is goed, hy is awesome. En dit is 'n voorreg om sy woord te bedien en saam met ons saam te deel. Ons as 'n kerkraad het in ons laaste vergadering saam besluit, hierdie is ons vrouemaand, nee. So hier is 'n maand wanneer ons gaan deel uit die woord uit natuurlik, maar ons gaan deel die geskiedenis van party van die groot vrouens in die Bybel. En dit is so belangrik dat vrouens ook besef dat hulle het so 'n groot doel in God se werk. En veral vandag, wanneer mense wat sê, dat almal wil equal wees. Ons is nie. Die wêreld kan vir ons probeer sê dat you are all equal. We are not. We are unique. We are loved uniquely by God. En vroue in die Bybel kom voor dat ons daaruit kan leer en dat ons kan sien dat julle dames het 'n doel. Die wêreld onderdruk julle en sê julle moet in 'n besigheidsrigting ingaan en julle forceer daar en dan kyk maar die Olympiese spele en die arme dame wat in 46 sekondes deur 'n man wat identifiseer as 'n vrou amper uitgeslaan is in 'n boksgeveg. Dames, julle het 'n doel. Julle het 'n doel en dit is so belangrik. Toe ons daaroor gesels het ek dadelik aan hierdie vrou gedink, want vir my is dit net so uniek hierdie vrou. En ons gaan al die pad terug na Genesis toe, Genesis 24. As ons gaan lees en dit is 'n lang hoofstuk 24, 25, maar ek glo ons gaan regtig nie die hele lees nie, maar dit is so belangrik, want is Abraham se seun, Isak. Abraham lê op sy sterfbed. Sy vrou is vroeër dood en hy ween en hy is hartseer, maar niemand so meer so hartseer as wat sy eie seun is, nie Isak. Hy is nie jong nie, daai ouetjie. Nee, hoeveel ouens is 35 en bly nog by die huis, bly hulle mamas. Dis Isak. Hy sê daar is by die huis. Sy enigste vrou in sy lewe was sy ma. Dis die enigste vrou. En dan sê Abraham, hy sê vir sy diensknegt, Abraham was oud. Ons sal stukkies uit 24, Genesis 24 lees, en hy sê, Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Net om dit in konteks te sit, alles geseën, dink aan alles wat jy wil graag hê. Abraham het dit gehad. Hy het voorspoed gehad, hy het kinders gehad, hy het vrouens gehad, hy het geld gehad, hy het huise gehad seker. Hierdie ou was 'n belangrike ouetjie. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis, wat die opsig gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete, onder wie ek woon nie. So hy besef dat hy self gaan dood, maar Abraham het ook besef dat sy kind het 'n vrou nodig. Dit is bietjie laat, nee. Ek kan onthou toe ek wat 18 was, of 17 nog, ek het klaar met ek geskryf, en my pa het gesê, well done, you passed matric, get out of the house, go fend for yourself. Dit is lekker. Hierdie ouetjie koester hierdie kind. Hy babies hom, koester hom. Sy voel mag sien, die mamma het sagge aard, hierdie ouetjie. Hy volg sy mamma rond en hy, real mommy's boy. En Abraham het geweet, as ek sterf, hierdie ongodelike volk waar ons bly, gaan op hom afsak. Want hulle weet Abraham is ryk, hy is geseënd en alles. Hulle weet het. En hulle staan daar, die vroue, die jong vrou het seker al gestaan en lippe gelek en geweet, sodra hy die man sterf, gaan hy die man hierdie sy seun kom haal.
en hy gaan hom wat? Verskeur. Dis wat vrouens doen, daai tipe vrouens. En hy sê, asseblief, nee, ek kan nie. Asseblief. Hy het 'n belofte gekry jare terug. Om te sê, hierdie, Isak, uit jou saad gaan kom, groot nasies. En hy sê, maar dat jy na my land, my familie sal gaan, om vir my seun, Isak, 'n vrou te neem. Dis wat ons wil hê. Dis hoekom die Bybel in die Nuwe Testament sê, nee, do not be unequally yoked. Do not be unequally yoked. Want jy weet, sodra daar unequalness in 'n verhouding inkom, wie gaan beklei? Ons gaan beklei oor iets, ons gaan beklei oor die klein dingetjies. En is een ding, as jy net getroud is, kan jy ons met jou vrou beklei, maar nou kom die kinders in, en dan wat se skool moet hulle gaan, waarna toe moet hulle aanbid, waar gaan hulle om te aanbid, moet hulle kerk toe gaan, al daai klein dingetjies, en Isak was 'n sagge aarde ou, hy was 'n softie, so Abraham het geweet, sê hy, Isak sal nie opstaan teen 'n Kanaaniet nie, sal nie, so gaan kry 'n vrou daar by my familie, en hy stuur hom weg, en ons kry die storie weer so in Genesis 24 vers 11, en sê, hier kom sy dienaar, en hy het 10 kamele, en hy het 'n hele klomp goedjies, en daar gaan hy. Vers 11 sê, en hy het die kamele laat neerkniel, buitekant die stad by 'n put. Teen die aand, teen die tyd wat die vroue uitgaan om water te skep, en gesê, Here God. Dis hoekom hy Abraham op hierdie man kon vertrou, want die eerste plek waar die man gaan is na God toe. En hy sê, Here God, God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet. En bewys guns aan Abraham, my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Laat dit nou tog gebeur, as die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dat ek kan drink. Antwoord, drink. En ek sal ook die kamele laat drink. Dan is sy dit wat u bestem het vir u knegt Isak. En daaraan sal ek weet dat u guns aan my Heer bewys het. Hy het nog nie klaar gespreek nie, of daar kom Rebekka. Daar kom Rebekka. So die ou gaan en hy gaan bid. En hy vra, en daar kom Rebekka. En een van die grootste vrouens in die geskiedenis in die Bybel kom na hom toe. God stuur die vrou. En het is belangrik dat ons weet, hulle bly, waar hulle bly, Mesopotamië. Dis 'n volk wat omsingel was, ook deur heidense volk. Dis 'n volk wat, daar was 'n afgoderry wat onder hulle aan die gang was. Maar die familie van Abraham het standvastig gebly, en het Godvreesend gebly. Hulle geloof versterk ten spyte van dit wat om hulle gebeur. Want hulle het geweet. Dis die tipe vrou wat ons hier so ontmoet. Maar meer is dit, omdat hulle omsingel was deur 'n ongoddelike volk, moes hulle leer om hulle eie dinge te doen. Want hulle het nie handouts gekry nie. Maar dis soos ons land ook, nee. As jy 'n Christen is, dan word jy amper een kant toe geskuif. En die werksgeleenthede kom nie na ons toe nie, dit kom na ander toe. En ons kyk, die heidene kyk na hulle self, net soos ons na mekaar moet kyk. So hulle moes hard werk. Hulle was 'n volk wat gekenmerk was deur harde werk. Hulle het geboue gebou. Hulle het fyn kuns ook gedoen. Het is belangrik dat ons hierdie weet, is die agtergrond van wie Rebekka is. Wat se tipe vrou sy is, wat se tipe persoon of familie kom sy uit. En hulle was mense wat nie net gewag dat 'n geleentheid na hulle te kom nie. Hulle het gaan soek vir 'n geleentheid om diensbaar te wees. En dis hoekom as hierdie man bid en hy vra, en hier kom Rebekka, en hy vra vir haar, kan ek asseblief, en sy sê nie net dit nie, maar ek sal die hele paar ander dinge ook vir jou doen. Mooi dit, 10 kamele, hoeveel water drink 'n kameel?
goeie dag seker 100 liter. Vrou alleen, 15, 16 jaar oud, 100 liter water maal 10. Hierdie vrou het gewerk. En hy het seker daar gesit en sê, joh, die vrou is nie bang. Sy was beeldskoon, soos ons nou sal lees, maar sy was nie bang vir harde werk nie. Sy het gaan sien, sy het gaan geleenthede gaan soek, dat sy diensbaar kon wees. Dis die tipe vrou wat jy wil hê. Dis die tipe vrou wat jy dalk wil wees. Nie net diensbaar nie, maar jy gaan soek geleenthede om diensbaar te wees. En as ons kyk na Isak, voordat ons verder gaan daarso, kyk na Isak, wat sy tipe man was hy, het nou al gesê, hy was 'n sagge aarde man. Hy was 'n man wat agter sy ma aangeloop het. Hy was 'n man wat nie gaan jag het nie. Hy het nie gaan rondloop nie. Hy het God gedien, want hy het daai erfenis van sy pa Abraham afgekry. Maar kyk, meer as dit, wat sy tipe man was hy? Hy was 'n man wat saam met sy pa, op 25 jaar oud, het hy saam met sy pa op 'n berg geklim. Hy het daar bo gaan staan en vir sy pa gesê, waar is die offer? Ons gaan hierso, jy het gesê, ons gaan hiernatoe kom om 'n offer aan God te gee. Abraham draai om en sê, wel, jy is die offer. Op 25 sal ek hardloop. Sal ek hardloop in 'n ander rigtinge. Maar hier, op sy eie wil, volle vertroue in sy pa, volle vertroue in die God wat sy pa dien, en die God wat vir sy pa daai instruksie gegee het, het hy op die altaar self geklim. Klink soos Jesus. Dis die voorbeeld wat ons het daarso om te sê, dit is daai wat jy jouself gee vir God. Jy's bereid om te sterf vir God. Jy's bereid om te sê, Here, neem my lewe. Dis geloof. En hy klim op hy altaar en hy offer homself. Op 25, jy kan sê dalk op 13 het ek nie die verstand, maar op 25 het jy, jou frontal lobe is developed, jy weet wie jy is. Jou geloof is daar. Dan sê Here, as dit U wil is, dat ek moet sterf. Ons weet nie wat deur sy gedagtes gegaan het nie, maar die feit dat hy self opgeklim het, self daar gaan lê, self gesê het, ek vertrou in my pa en die God wat my pa dien. Daar is 'n vaste vertroue. Vaste vertroue. En dit wat jy nie sien nie. Here het 'n belofte aan my pa gegee, maar nou wil jy, ek sal myself laat doodmaak. Daai man het iemand nodig in sy lewe wat dieselfde as hy dink, wat dieselfde waardes het, om te sê, ek sal my lewe gee vir God. Ek is bereid, ek het nie twyfel nie, ek dink nie eers aan myself vir 'n oomblik nie, want alles wat ek doen is vir God. Want as hy 'n bruid gekry het, wat nie soos hy gedink het nie, nie dieselfde geloof as hy gehad het nie, daai huwelik sou nie vir 'n maand gehou het nie. Dis die tipe vrou wat hy ons gaan soek het. As ons kyk die Hebreëus gebruik die woord gesed, C-H-E-S-S-E-D, gesed. As jy my dienaar, as jy Abraham se dienaar is, en hy het opdrag vir hom gegee om te sê, dis die tipe vrou wat ek soek vir my seun, gesed. Wat se tipe vrou is dit? 'n vrou vol genade, 'n vrou vol liefde. En ons praat hierso van daai agape liefde. Nie daai selfsugtige liefde of daai eros liefde of daai al die verskillende liefdes nie, maar as ons praat van die gesed soos dit daai God vreesende liefde. Sê so hierso in die vertaling sê vir a boundless loving kindness, merciful, steadfast, compassionate love. Dis die eienskappe wat daai diensknegt van Abraham
gaan soek in 'n vrou. Dis die tipe vrou wat Isak nodig gehad het. Dis die kwaliteite. Hy het nie vir hom gesê, gaan soek vir my 'n mooi vrou. Hy het nie vir hom gesê, gaan soek vir my 'n vrou wat beeldskoon is, wat uiterlik mooi lyk nie. In die Nuwe Testament waarsku ons dit nou nie. Sê vir ons, moenie na die uiterlike kyk nie. Jy kan die uiterlike baie mooi maak, maar dit wat binne in jou hart is, dit kan jy net bedek vir 'n paar oomblikke. En as jy kwaad raak, kom jou eienskappe uit. Die ware jy kom uit. Maak nie saak hoe mooi jy mag wees nie, van uiterlik. Dis die tipe vrou wat hierdie diensknegt moes gaan soek. En hy vind dit in hierdie Rebekka. Hy sien dat sy besig is. Sy is nie bang vir harde werk nie. Sy sodra sy of hy vir hom gevra het om iets vir hom te doen, het sy dit gedoen. En die woord sê vir ons dadelik. Dadelik, die Engelse woord sê, she ran to draw water. Hey, dis haar gewilligheid van gees om diensbaar te wees. Dan kyk hoe sy sê, sy doen dit omdat sy net mense lief het. 'n Vrou wat nie bang is om aksie te neem nie. 'n Vrou wat nie bang is om 'n kameel self te ry nie. 'n Vrou wat nie bang is om iets vir haarself ook te doen nie. Haar individualiteit. Daarom te sê, ek weet wie ek is. En toe hierdie storie uitloop, was hierdie vrou omtrent 15 of 16 jaar oud. So op daai ouderdom het sy al klaar geweet, hoekom? Want haar oom Nahor, haar oupa, sal hy sê, het geloof, het dieselfde geloof in haar uitgespreek, en vir haar 'n voorbeeld was, sodat sy geweet het, hierdie God wat my oom dien, of my oupa dien, is dieselfde God as wat my oom Abraham dien. En is dieselfde God wat ek wil dien. Hoekom? Want sy het gesien, elke ding wat hulle nodig gehad het hulle gehad. Maar hy het ook gewerk daarvoor. So haar geloof is standvastig. Haar geloof was gegrond in die God van haar oupa, van haar oom Abraham. Sy het geleed. En ek weet, ons sal vir mense sê, ja, en daai die oupas en die oumas by mekaar gekom en hulle kinders afgepers. En jy het jou klaar op die ouderdom van 15, jy het geweet wie jou man was. Maar dit is nie so nie. Dis dalk so 'n ander, die Ismaelite dalk. Maar as ons mooi lees in die storie hierso weer, gaan aan in hoofstuk 24 vers 57. 'n huwelik soos hierdie is sal net geseënd wees as die vrou instem. So ja, die diensknegt kom daar en hy gaan na die oupa of die pa toe en hy sê, ek is hier vir hierdie rede en dit is hoekom ek vandag hier is. En natuurlijk, as jy vir my sê, my dogter moet 'n man gaan soek in 'n ander land, dan gaan ek not die hel instem. Daar is nie 'n manier. Maar hulle doen iets wat baie wys is hier so, vers 57. Toe sê hulle, laat ons die dogter roep en haarself vra. So as mense nou toe kom en sê, ja, met die Ou Testament, die vrouens was maar net besittings en nie in 'n godvreesende familie nie. Nie in 'n familie wat vashou en glo in God nie. Hulle sê, kom ons roep die kind self. Kom ons roep haar. En hulle het Rebekka geroep en haar gevra, wil jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord, ja. Sy antwoord, ja. Want hy het nie gekom en gesê, hierso ek wil jou dogter koop nie. Glad nie. Hier's geld, ek koop haar. Hier's geld, sy is nou besitting. Hierdie diensknegt het gekom en gesê, dit is my Heer. My Abraham, jou oom, jou broer. Ek is hier, want God het my gestuur, en hierdie is die opdrag wat hy vir my gegee het. Ek moes 'n vrou gaan soek wat gesê,
het. Dis die vrou wat ek moet gaan soek, en ek het haar gevind hier so in jou kind. Sy het dit gehoor, sy het dit geweet. Wat 'n eer is dit nie vir 'n vrou op 15 of 16 jaar oud, om te weet dat jy is uitgekies. Jy is geskape met 'n doel. Dis hoekom sy vrywillig gegaan het, en sy het op haar kameel geklim, en sy het gery. Geen hoogmoed om te sê, I am the chosen generation. Niks nie. En ons lees die storie, en hy gaan daar, en hy sê daarop, op vers 65, sê daar, en aan haar dienaar gesê, watter man is dit, wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my Heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar. Tot vandag toe, as ons dames, ons jong dames in die huwelik oorgee, wat doen ons? Ons het 'n sluier wat voor ons is. Eerste voorbeeld wat ons daar het van dit. Om te sê, ek kom nederig, maar ek kom en ek is beeldskoon. Daarop het die dienaar aan Isak alles vertel wat hy gedoen het. En Isak het daar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebekka geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het haar liefgehad. Dis ook die eerste keer in die Bybel wat ons lees van 'n man wat die woorde hier so neerpen en sê, ek het my vrou lief. Ek het my vrou lief. Hy het haar lief gehad. So is Isak dan getroos na die dood van sy moeder. 'n Lang storie van Rebekka. Ons kry die storie, hoekom, wat? Ons weet, dit is die agtergrond, dit is die tipe vrou wat sy is. En dan vir dit lank om swanger te word, want dit is jou deel, dit is hoekom jy trou, sodat jy vrugbaar kan wees, sodat jy kinders kan hê. En in 25 lees ons in vers 21, en Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou. Dis hoe lief hy was vir sy vrou. Hy het geweet, hulle trou en hulle wil kinders, en sy wil dalk kinders hê. Sy wil graag, maar ek kom nie haar toe nie. Isak is lief vir sy vrou, en hy gaan na God toe. Want sy was onvrugbaar, en die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Waarvoor leef ek dan? Daarom het sy gegaan om die Here te raadpleeg. Man, ek is bly, ek is nie 'n vrou nie. Maar jy kan dink hoeveel het hierdie twee binne in haar beklei. Van die begin af het hulle beklei. Soveel pyn veroorsaak, soveel ongemaklikheid. Ek meen, 'n vrou wat net ongemaklik is met een vrou, kan ek dink. Ek weet, jy kan nie hierdie kant sit nie, jy kan nie daar lê nie, jy kan nie dit eet nie, jy kan nie daar reuke staan nie. Dis nie alles. Nou het sy twee wat nie net dit aan haar doen nie, maar haar hormone gemal en die mensies beklei binne in haar. Daar's nie medisyne soos vandag nie. Vat 'n naarpilletjie hier en 'n inspuitingkie daar en 'n dit en 'n dit. Sy het net een oplossing gehad, gaan na God toe. Gaan na God toe. Elke keer as ons 'n probleem slaan, gaan na God toe. En God sê vir haar, dit is wat gaan gebeur. En die kinders het teen mekaar gestoot. Vers 23, en die Here het haar geantwoord. Ook so belangrik. Hierdie vrou het soveel geloof gehad. Dis die eerste keer wat ons hoor en ons lees van 'n God wat direk met haar gepraat, met 'n vrou gepraat het. Die eerste keer in die Bybel. God praat met hierdie vrou en hy sê vir haar, 2 nasies is in jou skoot en 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien. En toe wat daar vervul is,
dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geel en al, soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem, en daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die haksteen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud. Soos omtrent 20 jaar later, waar hy belofte, waar hy gebed waarkom. En dan hoor ons weer niks van die tweekies nie. Ons weet, hulle word groot, en die een is 'n jagter, en hy gaan uit, en hy gaan doen al die dinge wat seuns, jong seuns moet doen, en die ander enetjie, Jakob, word eintlik opgepiep weer. Net soos sy pa. Opgepiep. En alles word vir die jong man gedoen. Maar is interessant, Rebekka sê nooit vir haar man, vertel nooit vir haar man van die belofte nie. Nooit nie. Sy hou dit vir haarself. Sy sê, die Here het met my gespreek, en ek weet nie wat dit eintlik vir my beteken op hierdie oomblik nie, maar ek hou vas daaraan. Totdat. Dalk het sy getwyfel, dalk het sy gesê, maar hoe kan dit so wees, want in die Joodse geloof, die oudste sal altyd die hoofleier wees. So dalk was daar twyfel in haar, of dalk het sy net geweet, wanneer God se tyd sal ek dit uitspreek. Wanneer dit God se tyd is. En ons as mens sal seker dink, maar hoe kan dit? Want nou kom Rebekka en sy meng in, en sy begin dinge doen. Maar uit sy eie wil uit, Esau verkoop sy geboortereg. So hy verkoop sy geld, en as jy die storie wil lees, hy verkoop sy geld vir Lensie Sop, sy erfenis. Hy verkoop dit aan sy broer, vrywilliglik. So hy het al klaar al sy geld verkoop. Dan gaan doen hierdie Esau 'n hele klomp ander dinge wat, as ons dink, dit moes die vader van die nasies en die vader van geloof gewees het, dan weet ons hoekom God vir Rebekka daar geplaas het, op daai oomblik, sodat ons die erfenis, die bloedlyn van Christus kon beskerm. En Esau kom uit, en hy trou nie met een nie met twee, maar 3 verskillende vrouens. Daai vrouens kom uit heidense volk, kom nie uit die geskiedenis, nie uit die volk van Israel. Daai stadium sê, ja, maar Esau trou met die Kanaaniete, hy trou met 'n vrou wat diep in afgoderry is. Dis nie wat ons nodig het, om die bloedlyn van Christus te dra. God het dit al geweet. God het daai persoon, daai diensknegt gestuur op die regte tyd. God het geweet, Rebekka moes Godvreesend wees. God het geweet, Rebekka moes iemand wees wat bereid is om te werk. God het geweet, en hy het daar geplaas in Isak se lewe, vir 'n tyd soos hierdie. En toe kom hy tyd om te sê, Isak is nou blind, en hy is oud, en hy wil sterf. En hy sê, hy roep Esau nader, en hy sê vir hom, ek wil nou my seun oor jou uitspreek. Ek wil jy, my seun oor jou uitspreek. Sal jy asseblief vir my daai wildspot van jou gaan maak? Lekker wildspot, want hierdie was 'n jagter. Hy was 'n man wat gaan jag het. En Rebekka sit in die huis en sy hoor nie. En dit is daai geleentheid weer eens wat God vir haar gegee het. En ons dink as mens, ons moet dink as God. Dis daai gap, dis daai klein geleentheid om Esau uit die huis uit te kry. Sodat God se wil kan uitkom. Sy het geweet. Sy het geweet wat sy tipe man Esau was. Sy het geweet dat ek wil nie hê my erfenis moet in daai man. Dis jou eie seun. Dierkom. Want die belofte wat God aan my gegee het 20, 30 jaar terug, ons weet nie hoe lank dit is nie, maar dit is daai belofte wat ek nou sien, hier so voor my oë gaan waar word. Dit is daai geleentheid wat die Here daar geplaas het om te sê, Esau gaan jag.
En hulle het nie 'n bakkie gehad en 'n 308 of 'n 3006 geweer rondgery, vinnig gaan jag, teruggekom, nog 'n paar biere gedrink, pot gemaak en geëet nie. Voete, daar gaan hy. Daar gaan hy. Rebekka sien, dis al gap, dis al geleentheid. Sy vat daai geleentheid en sy maak natuurlik, en weet ons wat se storie daar aangaan. Sy sien daai geleentheid wat God vir haar gegee raak en sy maak die pot. En sy maak dit en dan sit sy die vel van die bok op haar seun. Sy sê, gaan in, gaan praat met jou pa, gaan ontvang die seën wat jou pa gaan uitspreek oor jou broer. Dan is vir jou bedoel. Dis nie vir hom nie. En sy plaas daai ding en hy kom in, Isak kom in na sy pa toe en hy sê vir hom, hier is die dinge wat ek vir jou gemaak het. Die pot, die wildspot is hier so, die wyn is hier so. En hy roep hom nog nader en hy sê vir hom, is dit regtig jy? En die Engels antwoord en hy sê, ek is. Het hy gelieg? Ons weet nie. Die direkte vertaling wat ek geleer het by een van my vriende is, dis net I am me. Ek is ek. Soos verdra hy dit waarheid seker 'n bietjie daarso. Maar hy het geweet sy vertrou. Hy het vertrou sy pa hierdie keer. En hy gaan in en hy gee en Abraham spreek sy die seën oor hom uit. Hy sê ontvang die seën. Sê therefore may God give you alles. Alles. Abraham spreek sy die seën oor hom uit. God se wil het nou waar gekom. God se wil wat hy beplan het al hoeveel jare terug. God se belofte wat hy aan Rebekka gegee het. Hoekom? Want Rebekka was 'n godvreesende vrou wat gewag het totdat God vir haar die geleenthede gegee het en die deure oopgemaak het, sodat God se wil sou seëvier. Jacob receives nie net die geboortereg nie, maar ook die blessing. Deur die werke van Rebekka. Rebekka se nalatenskap is dat sy 'n God, of sy was 'n manlike instrument in die hand van God. Hoeveel van ons wat hier sit vanoggend wil daai instrument wees? Om te sê, Here, ek wag op U, ek vertrou op U, maar dit gaan nie vandag gebeur nie, dalk nie. Sy moes wag 20 jaar voordat sy kinders kon hê. Daarna seker nog 20 jaar voordat daai belofte waar geword het. 40 jaar. Totdat daar nalatenskap daar is. Daarna is sy amper nooit weer genoem nie. Rebekka. Sy het ingekom, haar doel, haar God gedien, dit het waar geword. Sy het geleenthede nog gesien. Sy het gewerk, sy was nie bang om te werk nie. En daar kom dit waar. Romeine 9 vers 10 word ons weer eens herinner aan hierdie. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka. Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. So sy nie daai dag ingetree het nie. Ja, God sou seker gemaak het dat die bloedlyn gehou was. Maar hier kom Rebekka, instrument, en hy sê, want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan. Nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep. Is vir hom gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sou ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Nee, stellig nie. God sien en hy weet wat die toekoms vir ons inhou. God weet wat nou moet gebeur, sodat sy volmaak en perfekte wil
sal skied. Ons weet dit nie op hierdie oomblik nie, maar ons bid en ons hou vas. En dis ons verantwoordelikheid ook as ouers. Ons het 'n verantwoordelikheid as ouers, om nie die een meer as die ander lief te hê, maar ook om in te tree en te bid, en te vra, Here, wat is U wil met hierdie kind? Wat is U wil met hierdie kind? Of daai kind, en daai kind, en daai kind. En dan te wag op daai antwoord. Tog kom daar ook 'n tyd wanneer ons verantwoordelikheid moet neem vir ons eie aksies, en die woorde wat ons spreek oor ons kinders. Wees versigtig wat jy spreek oor jou kinders, nee. Hoeveel hoor ons daar nie? Ja, maar jy is stupid. Yes, maar jy is. Ons hoor dit langs die sportvelde. Ons hoor dit as die kinders uitkom na eksamens. Yes, maar jy is dom. Wees versigtig wat jy woorde ons uitspreek oor ons kinders. Het is baie interessant, hier so lees ons ook as toe Isak, Jakob sy vrou moes gaan soek, weer eens by sy familie, sy volk en sy nasie, het hy nie homself voorgestel as dit Isak, sy seun, hy het hom voorgestel as Rebekka, sy seun. Maar dit is 'n keuse wat ons dan maak om ons kinders op te lei, groot te maak, volgens die wil van God. Dit is 'n keuse wat ons maak om te sê, maak seker wat se vrou jy kies vir jou seun eendag. Dit is 'n keuse wat ons maak om te weet dat God is saam met ons in hierdie journey. Hy sê, kies altyd die beter weg. Sê nie die makliker weg nie. Choose the better life. Choose the better course of action. En wat is dit? Kies lewe. Kies Jesus. So, want hy het ons gekies. Hy het vrywillig op hy kruis gaan lê. Hoekom? Want hy het geweet wat sy doel was. Hy het geweet dat hy daar is met daai. Dit is sy doel om vir ons te sterf, vir ons sonde te sterf. Dit was dit. Die nalatenskap van Rebekka kon ons daar sien in die kruis. Dit is daar. As ek afsluit met 'n paar ander verse in die Nuwe Testament wat ons herinner aan die werke van 'n goeie, formidabele, die woord onlangs geleer, 'n formidabele vrou. Ek gaan vra as Sonja en dalk afkom. As ons kyk Rebekka, haar inspirasie was God. Die werk van haar hande, sy het ook gewerk, sy het nie net op haar agterend gaan sit en sê, ek is 'n Godvreesende Christen, of in daai tyd nog nie Godvreesende Christen, maar ek was Godvreesend. Ek het God gedien. Daar is nie een persoon wat die voorreg het om te weet, toe ek Jesus aangeneem het ek niks meer hoef ek niks meer doen nie. Dit was 'n man aan die kruis, maar vir Jesus gesê het, ja, vandag sien ek jou in die paradys, jy saam. Die res van ons wat hier sit vandag het nog steeds 'n werk om te doen. Ons werk is nog nie klaar nie, dis hoekom ons oë nog nie toe is nie, ons hart klop nog steeds. Rebekka geïnspireer, hoekom? Want sy het omgegee vir mense. Sy het nie vir 'n oomblik aan haarself gedink nie, sy het omgegee vir mense. Sy het water gaan haal, nie net vir die diensknegt nie, maar ook vir die kamele. Thirsty camels, 100 liter water elk, dus is dit 1000 liter water. Rebekka, sy was beskryf as beeldskoon eintlik, maar sy het haarself een kant gesit, en sy het geweet wat God soek. Daai 1 Petrus 3 vers 3 en 4 is nie die versiering, die uiterlike versiering nie, maar die sagmoedige, stille, liefdevolle gees. Dis wat mense soek. 'n vrou
van God, die grootste nalatenskap wat sy kom vir ons gee. 1 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê vir ons die karaktereienskappe wat ons moet hê. 1 Timoteus 6 vers 6 sê vir ons die godsaligheid is nuttig tot alles. Die uiterlike lyk dalk mooi, maar dit wat binne in jou is, dit is waar jou waarde is. Matteus 6:33 sê vir ons, wat soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid? Die vrou wat Rebekka was. Jakobus 4 vers 8, nader tot God. Krisissituasie, nader tot God. As jy happy is en dit gaan goed met jou en die Here seën jou soos Abraham, nee, nader tot God. En die belofte wat ons het, God sal nader aan jou beweeg. Jakobus 5 vers 7 en 8. Wees geduldig. Wees geduldig. En versterk jou hart. Versterk jou hart. Waar versterk ons hart? Nie in die dinge van die wêreld nie, maar in die woord van God. En dis die vrou wat Rebekka was. Dis die nalatenskap wat sy vir ons gegee het, hierso in die woord van God. Dis hoe awesome sy was. So dames, nie net dames nie, maar elke een van ons, dit is die eienskappe waarna ons moet streef, sodat ons soos ons God kan wees. Kom ons bid, Here. Here, dankie vir die woord, Here. Dankie dat ons in die woord kan sien hoe U elke persoon gebruik, Here. Elke persoon, Here, sodat U volmaakte en perfekte wil sal geskied, Here. Dankie dat ons vandag hier kan sit en sê, Here, gebruik my. Gebruik my, Here. Al is dit net in my familie, en die geliefdes wat om my is, Here, sodat ek 'n nalatenskap ook agter kan los. En daai wat ek agter my los moet wees, ek het kinders groot gemaak, ek het geliefdes gehad, wat lief is vir U, bo alles, Here. Laat ons wees soos U, Here. Laat ons na mense kyk met die oë van Christus. Dat ons kan sien wat U sien, Here. En dat ons daai sien, Here, dat ons aan belofte wat U oor elke een van ons uitgespreek het, Here, mag ons daarna streef vandag, Here, sodat ons binne in die wil kan lewe, maar dat ons sal wag op U, Here, sodat ons sal wag op U, Here. Ons bid vandag, Here, en ons sê dankie vir die genade. Dankie vir die liefde, dankie vir die hoop wat U vir ons gee, Here, deur U woord, Here. Dankie vir die beloftes, elke belofte, Here, en ons sê ja en amen en dankie daarvoor, Here. Dankie, Here, vir elke eienskap. Dankie vir die vrugte van die Gees, Here. Dankie, Here. Dankie dat U ons lief het en ons geskaap het met 'n doel, Here. En dat U met elkeen sal spreek vandag en in hierdie week wat voor ons is,